Hier is sy vandag op die Geelbank. Izet Blighnout of Suster Petro, baie welkom. Izet, jy sê in die binnelandersomgewing is daar vrede en fokus. Wat is jou indruk van ontbytsake? Of ek liewer nie vra nie. Jy kan my sê, wees eer. Kan ek, maar nee, weet jy, dit is vir my amazing om die mense agter die skerms te sien. Ons is almal creatives en dit is gecontroleerde chaos. Ja, maar dit voel amper half, ek meen ons deel 'n studio, maar dit voel asof almal hierso 'n brein deel. Ja. Dit is dieselfde by binneland. Want die belangrikste ding vir ons is om 'n goeie produk daar buite te sit wat die hele die kykers kan geniet om vir hulle interessante gaste en die stories agter die interessante gaste te bring. En nou wil ek jou vra, jou oom Rudy Swanepoel, die dominee, het my al 'n onderhoud meegevoer en my tot trane gedryf. En dit het gegaan oor 'n mens se lewensdoel en hoe jy dit uitleef. Jou lewensdoel, klink dit vir my, was nog altyd om in die vermaaklikheidsbedryf te wees. Waar het dit begin? Ek hoor dit het iets met die Caprivi-strook te doen. Ag ja, die Caprivi-strook was maar net een van die geleenthede. Dit was maar ek dink baie van ons is wat in die bedryf is, wat akteurs is. Dit het altyd begin as jy klein is. Jy kan nie dit help nie. Dit is nou die een kind skop bal en die ander een kry die niggies en neefies bymekaar en ons gaan nou optree. Dit is wat ons nou gaan doen. Ek onthou ons was in die Caprivi geweest. My pa, hulle het daar groot geword. So elke 2 jaar gaan kuier ons daar. En ek was 6, my neefie was 8, my niggie 4 en my sussie 2. En ons was in die aand in 'n tent, dis 2:00 die oggend. Al die tente so langs mekaar en ek sê vir hulle, ons gaan nou reus. Ons gaan en ons het die leeuloop opgevoer. Ons het Is daar 'n video iewers? Daar is 'n video en die olifante loop so in die agtergrond. Ons weet nie waar die video is nie. Ek dink dit is by Tannie Cecile. Sy moet dit vir my opspoor, maar dit het begin daarso en dan gaan mens nou, dan raak jy nou groot en dit is altyd daar in jou binneste. Maar dit is 'n groot droom. Maar dis deel van jou, ek wil net sê jou DNA, want jou ouma Chrissy was 'n drama onnie. Het dit enige invloed gehad in die omgewing waarin jy groot geword het? Ja, ek dink definitief. Sy het dit aangemoedig, definitief vandat ons klein was. Sy het altyd my skryfwerk gelees, ek het gediggies geskryf en dan sy was altyd so trots op my gewees. So sy definitief het dit aangemoedig en my baie geleer. Al my toesprake by haar geoefen, dat ons help met die mondelinge, met debat en al daai. So sy het regisseerwerk gedoen, plays afgerig by die skool. Jy het so lank gewys hoe word dit gedoen, want dit is iets wat jy self sou doen. Ja. Toe jy nou in die bedryf inkom, geen verrassing, dit was harde bene kou. Praat met ons oor daai tyd. Ja, ek het eers kommunikasie geswat op die PUK en toe het ek honneurs en writing directing by AFDA Johannesburg gaan doen. En toe want ek word die bedryf van agteraf benader en toe ek op crew gewerk, agter die skerms gewerk. En ek meen die ure, ek het vir 26 weke aan een, ek onthou, ek het gister dit vir iemand vertel. Vir 26 weke aan een, omtrent 14 ure 'n dag gewerk, so sê nou maar so ons het so 5 uur begin tot 7 uur die aand en dan het ek oorklankingswerk gedoen van 8:15 tot 12:15 en dan moet ek 5 uur die oggend weer in Franshoek wees, dis toe ek in die Kaap was. En dit was 26 weke aan een, jy het net 'n Sondag af en ek het bietjie my persoonlikheid verloor, maar ek het geleer en dis hoekom ek dit gedoen het. Ek wil weet hoe dit agter die skerms werk. As ek eendag dalk in 'n regisseursposisie in wil stap, dan weet ek hoe elke departement werk, want dit is as jy nie heeltemal weet hoe hy function nie, dan kan jy nie 'n goeie leier wees nie. Maar dit gee ook 'n mens insig en empatie. Twee goed wat 'n mens baie nodig het. Die audacity. Ek was so mean met LJ. Nee, dis nie cool nie. En wat het hy toe vir homself te sê? Eers Dan dink ek jy het dalk jou antwoord. Ons kuier verder met Izet Blighnout of Suster Petro. Kreun jy 'n bietjie as jy jouself op TV sien? Dit is nie altyd maklik nie. Ek weet. Elke nou en dan dink ek, lyk ek regtig so? En is dit hoe ek klink? Hoekom het niemand vir my gesê hierdie haartjie Hoekom is sê die niemand regte? by jou? Ja, Maar ek weet. dit is Vir iemand wat nou nog nie weet wie Suster Petro is nie, vertel vir ons van hierdie nogal komplekse karakter, nê? Ja, ek dink Suster van Sail is al deur baie in haar lewe. Sy het net saam met haar ma groot geword wat siek is, was en nog steeds is en sy moes op 'n baie jong ouderdom na haarself kyk en ook na haar ma kyk. So ek dink sy is baie independent,
baie hardkoppig, baie moeilik vir haar om hulp te aanvaar. Sy wil nie soos 'n charity case lyk nie, want sy fight nog altyd net vir haarself en sy kan dit doen, maar partykeer moet mense ook iemand anders toelaat om En sy dit te met help. moeilike keuses maak, né? Ja. Goed wat dalk haar, hoe moet sê, haar morele grense 'n bietjie toets. Die audisieproses vir die rol, dit was lank en moeilik. En toe jy dit uiteindelik kry. Ek hoor die storie dat jy dit sommer eers vir 'n petroljoggie vertel het. Ek het by die Engine in Durbanville. Ja. Hy het nie geweet waarvan ek praat nie. Maar ek het vir hom ook gesê jy sê vir niemand nie. Hy Asof hy soos sou weet. ag, sy het vir my gesê hy sal kyk net kry net om dit te kyk. Ja. Maar ja, dit was 'n lang proses, maar soos wat ek maar hoor is dit gewoonlik by binneland. So hulle probeer sien wat se karakter gaan nou werklik by jou pas. So ek dink die 6ste audisie, ek het Sjoe. klomp mense se karakters audisie, maar dit is eintlik so snaaks. My beste vriendin sy skryf vir binneland. Sy is een van die storyliners en ek was siek. Ek was net een keer laas jaar siek en ek het in my bed gelê. En ek kry hierdie audisie. Maar nou is dit net vir 2 weke. En mense weet mos in Seepiland as jou gesig wys, jy gaan nie van die dood af opstaan nie. Jy kan dit nou net half een keer doen. Sy sê vir my, is dit audisie net? Jy het nou al soveel keer audisie. Doen dit nou maar net weer. Ek het opgestaan uit my bed uit 1 take gedoen. En ek kon nie verder staan nie, ek was so siek. En toe 2 dae later bel hulle my toe sê soos jy het die rol gekry en jy kom op. En ek moet sê ek het my pa gebel en hy sê vir my, jy weet as jy opdaag, jy moet siek opdaag want hulle jou siek gecast. Ja, nee, dit was. En toe kom jy na die kassie toe en jy word net beter en beter en jy word nou deel van die binnelanders familie, maar ek wil jy moet met my praat oor die druk van om in 'n sepie te speel en daagliks op te daag, siek of nie siek nie. Ja, ek dink dit is nie altyd maklik nie. Jy skiet 7 tot 7, jy 9 tonele wat jy moet leer, en so 3-4 bladsye elk. Kom ek 7:30 by die huis, dan het ek nog 9 tonele om te leer. Moet jy 7 uur op stel wees en later ons skiet, as ek kan sê, locations af. So al die tonele in Mimies word geskiet, al die tonele en later merge al daai tonele in een en jy probeer dink wat se tonele is dit is baie druk, maar jou liggaam leer hoe om dit te doen. Want dit is 'n spier wat jy oefen. En ek sê vir myself as dit stresvol raak, dan sê ek maar jy wou mos elke dag act. Nou het jy die geleentheid om dit te doen, so gryp dit aan, speel nou net. Want jy ken jou woorde, dit ontspan, want mens wil jy wil jou beste lewe. Jy wil jou beste lewe. En minstens, ten spyte van die hoë druk, werk jy saam met verskriklike lekker mense. Nee, so het ek gehoor. Ja. Nou, ons sê vir jou baie dankie dat jy vandag jou nie siek of siek, ek weet nie, ek kan nie agterkom nie, maar jy is wonderlik saam met ons kom deel het. Dit is baie lekker om jou hier in ons chaotiese ateljee te hê. Dis my beurt om 'n bietjie met Izet te gesels, Suster Petro. Ja. Hier is ons. Hier is ons nou. So wat jy vir jouself te sê. Jy is ook betrokke by ADKV tienertoneel en chokkertoneel. Hoe dit gebeur? Wel, ek dink toe ek nou besluit het hierdie is die bedryf waarna ek wil gaan, het ek altyd geweet ek gaan iewers 'n drama juffrou wees. Ek het nie gedink dit gaan so vinnig gebeur nie. Maar ja, ek weet nie. Ek dink ATKV het vir my so baie beteken toe ek op hoërskool was. Ons het toe nog nie chokker gehad nie. Dis vir die laerskool. Het jy dit toe bygebring, die chokker? Nee, hulle het dit gebring, maar ons het nooit die geleentheid gehad om dit te doen nie, maar met die tienertoneel meant a lot to me en ek wou net deel wees en iets beteken vir die kinders. Ja, maar dit gee uitstekende platform. Ek bedoel hier is jy en jy's ook deur daai. Hoe werk dit dan? Skryf jy van die stukke? Doen jy die regie? Hoe werk dit? Partykeer het jy die geleentheid of ek het geskryf van hulle en die regie gedoen. Anders het ek net geskryf. En dan is daar iemand anders wat oorneem hierdie regiewerk. Nou jy kan nou maar eerlik wees. Is dit vir jou lekker om met die kinders te werk? Luister, dit is elke keer. Dit is hoërskoolkinders.
Dit is vir my lekker. It is. Ek voel die drama departement, as hulle so bymekaar kom, is die een plek waar almal kan wees wie hulle actually is. Ja. Ek was nou onlangs by Hoërskool DF Malan waar ek ook die regie gedoen het en ek meen jy het die hoofseun en jy het die rugbyspeler en jy het hierdie en hulle almal kom bymekaar en hulle het net die beste tyd want almal is kreatiewe mense. They can just be en hulle word aanvaar daar. So om 'n spasie te skep waar mense aanvaar word, ek meen. Ja. Voel jy daar moet nog sulke platforms wees veral vir maar kinders ook en kinders en hoërskoolkinders. Voel jy daar's nog 'n tekort daaraan. Het dit vir jou baie beteken in jou loopbaan selfs dan nou so 'n tipe platform? Ja, ek meen dit is 'n plek waar jy mense ontmoet wat soos jy is. So jy voel, soos ek sê, jy kan net wees. Ja. Daar's nooit genoeg sulke tipe plekke of sulke tipe geleenthede nie. So dis hoekom ek so opgewonde is oor die Chokker toneel want nou kan jy dit al van kleins af doen vir die mense wat wil, die mense soos ek. Ek sou dit geloof het. Ja, om nog sulke goedjies te. So is dit dan nou vir jou lekkerder om met die hoërskoolleerders of die kleintjies te werk? Is dit maar? Dit is heeltemal anders. Dit is heeltemal anders. Dit is 'n ander tipe stories wat jy vertel. Dis 'n ander tipe invloed wat jy op die kind se lewe kan hê. Baie van die kleintjies doen dit om te leer om voor mense te praat en om confidence te kry en die groot kinders doen dit because they actually love it. So dis verskillende benaderinge. Dink jy dat jy moet 'n gebore akteur wees om te kan dit doen voor 'n skerm of is dit 'n vaardigheid wat jy kan aanleer en kweek van kleins af? Ek dink jy word daarmee gebore. Maar jy kan definitief ook dit kweek en daaraan werk en net beter raak daarin. Daar is mense wat net 'n natural knack het daarvoor en daar's ander wat dit is 'n groot liefde van hulle, 'n groot belangstelling and they put in the work en dit die vrugte wys. So ek dink al twee. Ja. Dit's baie lekker met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood. Dankie. Jy lyk op jou senuwees. Nee, hy's eintlik ek so stres. Vreeslik oulik. My beurt om met Izet te gesels. Hulle het nou met jou gesels, my kollegas nou, oor al jou loopbaan en sulke goeters en so aan. Maar ek wil heel eers met jou begin gesels deur jou te vra, wat is die grootste vis wat jy al gevang het? Dit was 'n dorado. Wat het hy geweeg? Dolfynvis. Dit is nie 'n dolfyn nie. Nee, hy's 'n dolphinfish. Ja, dit is 'n dorado, ja. Pragtige mooi ding. Hoe kan jy so 'n mooi ding doodmaak? Ek het nie ons het hom teruggegooi. Ek dink hy het 15 kg geweeg. 15 kg. Ek dink so. Ek kan nie onthou nie. Ek was graad 10. Is dit hoe het jy hom met wat het jy hom gevang? Ons het aas aangesit. Dit was in Oman. In Oman? Oor daar nie wat in die Rooi See? Nee. Is dit die Persiese Golf? Dit is in Dubai, daai kant toe. Die Persiese Golf. Okay, daar's hy. Daai ene. Daar. En behalwe dit, wat het jy nog al gevang? Ons vang tiervis. Waar? In die Zambezi, in die Caprivi strook daarso. Ek het al 'n paar grootes gevang en hulle is aggressief. Is dit? Hulle spring mos en hulle het lang tande. Hulle het lang tande. Maar dis sport. Ja, dis baie lekker. Vang jy met 'n lepel rekening? Ja, of spinners of ons trol, rapalas. Verskillende goed op verskillende plekke. Wel, daar het jy dit nou. Wys jy nou maar net. Nou ja, ek meen jy's nie net goed met al dat skryf en TV en flieks en sulke goeie. As jy nou besig is met 'n toneelstuk byvoorbeeld of 'n fliek of 'n ding. Het jy iemand in gedagte vir wie jy die rolle skryf? Weet jy wie jy in die rolle gaan plaas? Mens het partykeer 'n reference in jou kop van iemand. As jy iemand baie goed ken en jy skryf, dan kan mens ook vir hulle skryf. Maar ek het nie gewoonlik nie. Ek het nie regtig nie. Jy skryf nou maar. So ek het gedink dat julle werk so, wat weet ek nou? Julle werk so jy het hierdie persoon in gedagte en dan vat jy hierdie persoon en skryf jy hom soort van in 'n rol in. Of is dit andersom? Jy het 'n rol en gesoek 'n persoon om daarbey in te pas. Dit hang af wat die storie is en dit hang af dit hang af oor availability. Nou partykeer is iemand nie beskikbaar nie en jy moet skiet. So jy kan nie as jy weet iemand gaan definitief dit kan doen. Nou is dit die dag van die audisie. Nou ek sê almal wil mos nou hierdie rol speel wat jy nou geskryf het oor die. Hoe verduidelik vir my hoe werk jy met die audisieproses?
Okay, so mense het natuurlik 'n karakterbeskrywing. Jy as skrywer het absoluut in jou kop hoe hierdie persoon moet lyk en wat sy eienskappe hulle het en dan kom die mense nou in, een vir een en jy het iemand wat inlees teenoor hulle of jy lees self in en dan, ek weet nie, partykeer loop daar iemand in en jy dink net, hierdie is presies wat ek in my kop gehad het. Is dit so? Ander kere is dit nie noodwendig wat jy in jou kop gehad het nie, maar daar's 'n eienskap wat hulle na die karakter toe bring wat jy net weet. So jou idee van wat jy wil doen in die fliek of die toneelstuk so kan verander op die dag van die audisie. Definitief. En jy het nou al 'n fliek op jou kerfstok, nie waar nie? Ja. En dit is? Meisiekind. Vertel my van dit. Ag, Meisiekind is, as mense vir my vra waaroor die fliek gaan, dan sê ek dit is 'n romantiese komedie, 'n romantic comedy, sonder romantiese liefde. Dit gaan oor twee vriendinne. Dit gaan oor vroumense en wat hulle vir mekaar kan beteken en wat vriendskap vir mekaar kan beteken en die liefde tussen vriendinne, as ek dit so kan stel. So ja, dit was, ek het nie gedink daai fliek ek gaan die geleentheid kry om te doen nie. Ek het hom gepitch 3:00 die oggend terwyl ek besig was om te huil. En toe hulle my bel en sê, jy het hom gekry, toe vra ek vir hulle wat se een waaroor, want ek het 'n paar gepitch. So huil jy gewoonlik 3:00 in die oggend? Natuurlik, ja. Is dit so dat jy 'n soort van 'n program? Dis al op kan kom met idees. Vertel my van 'n paar spesiale oomblikke in jou fliek. In die fliek? Ja. Wanneer was dit? Dit was net 3 jaar terug. Dis nie so lank terug, jy's kort terug man. Ja, jy is nog bloedjong. Ek is op binneland, ons werk op korttermyn geheue. O, okay. Natuurlik. Ja, ek weet nie, daar was, laat ek nou, jy gaan nou 'n oomblik moet gee want die hele fliek was vir my spesiaal geweest. Ek sê wat, ons gaan vinnig 'n breek vat. Ons dink daaroor so nog gaan verder. Ek gaan weer 'n keer begin met die visvraag. Okay. Ons breek gou weg na ons vliegborg Fly Safair en dan gesels ek en Izet verder. Dankie. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Die hele fliek was een groot hoogtepunt. Net so mense dit antwoord. Dankie. Ek help jou maar net uit met daai ding. Luister, ek weet wat weet ek nou van drama en sulke goeders af. Ek meen, ek het hier per ongeluk gekom en dis omdat ek so goedkoop is. Dit is ook die brandbytsaak. Verstaan. So, maar as mense nou kyk in die verskillende genres. Dis 'n moeilike woord daai vir my. Mense spel dit nie eintlik so nie, maar dis hoe mense dit uitspreek. Jy het goed gedoen. Drama en sê net maar komedie of aksie en sulke goed. Verkies jy een van hulle? Ek is 'n komedie gal. Ek hou van komedie. Dit is vir my, ek weet nie, dit is vir my baie spesiaal. Hoe werk jy met komedie? Want komedie, ek sit altyd en wonder, hoekom is dit so? Ek het, jy weet nou nie wie dit is, Bob Newhart. Okay, maar jy is nie verstaan. Verskoon my. Okay, jy sê nou nie weet nie. Maar ek kyk vanoggend of gisteraand toevallig na so iemand wat vir my 'n klip gestuur het van, né? En ek meen hy's net so droog. Ek meen hy's net so, maar dit is so verskriklik snaaks. Ja. Wat is daai dingetjie wat komedie snaaks maak? Wat is daai knoppie? Dit is mos nou baie subjektief. Vir elke persoon is iets anders snaaks. Party mense, ek hou van 'n droë sin vir humor. So ek stuur vir my die klip aan asseblief. Ek sal dit graag wil kyk. Maar dit hang af van persoon tot persoon. Ek probeer maar net maak en skryf wat vir my snaaks is en dan hoop ek iemand anders vind aanklank daarmee. Want jy kan nie dit altyd voorspel nie. Maar mense kan nie gaan sit en skryf en snaakse goed skryf nie. Snaakse goeders is nie iets wat jy skryf nie. Snaakse goeders is goeders wat gebeur. Jy kan nie iets snaaks uit. Jy kan nie vir my sê vertel my gou 'n grappie nie en 'n snaaks nie. Wat sê wie vertel vir jou grappies? Natuurlik kan mens. Ek kan nie net vir sê vertel 'n snaakse grappie nie. Ja, nee, ek weet. So hoe maar mens kan mos 'n snaakse situasie opdink. Ja. Wat nou vir jou snaaks sal wees of iets wat gebeur het, wat mens net op 'n manier kan oorvertel. Sê my, het jy ook party in jou dagboek het jy tyd wat jy lag? Ek meen jy het nou 'n huiltyd? Ja, 3:00 die oggend. Ja. Het jy lagtyd? Ja, okay. As jy nou hierdie snaakse storie vir jou geskryf het, né? En jy lees dit nou deur, weet jy dit gaan snaaks wees vir die mense? Weet jy hierdie een gaan werk?
Ja, partykeer vat jy 'n kans met 'n sekere iets wat gaan gebeur. Maar soos ek sê, dit hang ook af. Hulle sê altyd 'n fliek word 3 keer geskryf. Die eerste keer word hy geskryf wanneer die skrywer dit skryf. Die tweede keer word hy geskryf as die regisseur die papier in die hande kry. En die derde keer is wanneer die redigeerder, die editor sit. Want dis dalk 3 verskillende mense en elke keer is dit 'n ander interpretasie. So as ons dit vat na toneelstukke toe op die planke, as ek die toneelstuk wat ek geskryf het op kan direct, dan weet ek hoe dit in my brein, ek weet hoe die beats werk, ek weet wanneer wat ook al moet doen. So dan weet ek dit gaan, maar iemand anders vind nou weer 'n ander beat snaaks. So as hulle die regisseur is, dan gaan dit anders lyk as wat dit aanvanklik gelyk het. En die interaksie met die gehoor, hoe belangrik is dit vir jou? Vir die akteurs is dit belangrik want jy feed van hulle af. Partykeer, partygehore is makliker as ander, maar En wat se planne vorentoe? in lewe. Ja. Ons sal maar sien. Ek dink natuurlik gaan ek myself in hierdie bedryf bevind. Ek wil baie graag skryf, direct, self speel. Daar's soveel stories wat ek wil vertel. So ons sal maar sien. Ek is nou by Binneland en ek leer ongelooflik baie en ek gaan vir 'n rukkie daar wees as hulle my toelaat. Maar wie weet wat die toekoms inhou. So jy leer nou baie by Binneland. Wat is daai tipe van goed wat 'n mens daar leer? Jo, stamina, determinasie, geduld. Ek het nou net geluister, vir wie het jy gesê Charlene het jy vertel van hoe jy of Leon het jy vertel dat jy 'n klomp goeders wat jy moet memoriseer en leer. Ja, Hoe is dit moontlik om dit te doen? En jou brein leer maar hoe om dit te doen. Ek sê mos dis korttermyn geheue. Jy pas aan om dit te kan doen. En later daar's dinge gebeur so vinnig dat jy elke keer jou cues moet hit. Jy moet hier staan op hierdie woord, en jy leer so baie want as jy enige plek anders kom, het jy meer tyd en dan voel dit vir jou half soos 'n breeze as ek dit kan stel. Ons werk baie hard, maar ek sal dit vir niks verruil nie. Ek onthou toe ek die rol gekry het soveel mense vir my gesê op CP is wanneer jy jou spier oefen. Dit is waar jy jou kracht onder die bek. Maar dis ook die glamorous deel voor die kameras en nie agter die kameras nie. Is dit nie so nie? Is die vra of die glamorous deel voor die kameras is. Ja, dis wat die publiek sien. Dis die glamorous, dis die ding wat die publiek sien. Ja. Dit is nie harde werk nie. Nee, maar as jy lief is vir jou werk, dan dink ek agter die skerms is. Ons moet seker maak dat jou maagie dan vol. Ek kan nie wag nie, ek is baie honger. Maar voor dit gaan eers iets anders gebeur. Laat ek net iets anders sê en dit is ons het 'n paar ons wat voor die kamera staan met die werklike harde werk. Die werklike mense wat werklik werk. Ek sien hulle nou hier so staan agter die kameras en natuurlik die mense wat al die goeders vir ons skryf en alles bymekaar. Hulle is die werklike zeros.